Ons is besig met Jakobus 4. Jakobus 4 vers 6. Kom ons maak ons oë toe en dan vra ons vir die Here om vir ons die woord oop te maak. O Here, ons sal nooit die woord kan verstaan sonder dat die Heilige Gees dit vir ons oopmaak nie. Daar is so baie in die wêreld wat deesdae oor die woord wil praat, maar sonder die vervulling van die Heilige Gees. Here, dan weet ons, dan is dit dood. As ons vanmôre by mekaar is die gebed van ons harte, o Here, dat U vanmôre met my 'n ontmoeting sal hê. Dat U vanmôre vir my sal verander. Dat U vanoggend vir my sal wys die pad wat U wil hê dat ons moet loop. Here, die wêreld is leeg. Hierdie wêreld bied niks wat ons siel vreugde en vrede gee. En daarom het ons 'n honger en 'n dors vanmôre na U en na U alleen. Soos 'n hart wat dors na waterstrome, so dors my siel na U, o Heer. Spreek, Here, want die diensknegt en diensmaagd luister. Amen. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God staan nie hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwel julle harte, dubbelhartiges. Weeklaag en treur en huil, laat julle lag en droefheid verander, en julle blydskap en somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog, net tot sover. Hierdie gedeelte, groter genade, gee hy vir ons, is 'n gedeelte wat aangehaal word uit die Ou Testament uit. Altyd belangrik om te onthou dat die Nuwe Testamentiese skrywer, as hy vir ons skrywe, waar kry hy sy stof? Waar kry hy alles vandaan? Is uit die Ou Testament uit. Soos ek altyd gesê het, die skrywer van die Nuwe Testament bloei die Ou Testament. En dis so waar ook in hierdie gedeelte. En hy haal 'n gedeelte aan in Spreuke 3 vers 34. Dit staan die volgende: met spotters spot hy. Met spotters spot hy self. Dis God. Hy spot met spotters. Maar, en dis die teksvers hier, maar aan die nederiges skenk hy genade. Dis interessant genoeg, Petrus haal dieselfde gedeelte aan. In 1 Petrus 5, vers 5 staan daar, net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan die ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ons het 'n teologie vandag wat rondgaan, wat vir jou baie vertel oor wie jy is. Wie jy is en hoe belangrik jy is. En is so in teenstelling met wat die Bybel sê. Die Bybel vertel ons nie hoe belangrik ons is en wie ons is nie, maar vertel ons wie God is. Een van die gedeeltes wat ek wil hê ons moet begin by, is Kolossense 1. En ek wil hê jy moet die Bybels daar oopmaak. Kolossense 1 vers 16. Kolossense 1 vers 16. Die hele gedeelte het 'n opskrif daar, die loflied aan die Seun. Dit gaan oor Christus. Die bevestiging waaroor dit gaan.
En luister na die gedeelte as hy vir Christus ook beskrywe. Hy vertel vir ons, waarom is alles gemaak? As jy al ooit in jou lewe gedink het, wat is die rede hoekom alles gemaak is? Kolossense sê vir jou presies die rede daarvoor. Kom ons begin by vers 15 en dan lees ons. Die teks wat ek wil hê ons moet na kyk is vers 16, maar kom ons lees van vers 15 af. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping, want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, is deur hom geskep. Die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. So vir wat is alles in hierdie wêreld geskep? Vir Christus. Vir Christus. Dis die rede hoekom dit geskep is. As dit nie vir Christus was nie, sou niks geskep gewees het nie. Christus het dit alles geskep en hy het dit geskep vir homself. Alles in hierdie skepping sal hom verheerlik. Nou, as jy daar verder oor wil gesels, kom ons gaan kyk na Romeine 9. Romeine 9 wat dit verder vir ons bevestig. Romeine 9 vers 18. Romeine 9, ek gaan weer eens net so voor dit beginne lees, dat ons net kyk waaroor die teks gaan. Jy kan gerus die hele hoofstuk 9 tot hoofstuk 11 lees. Hoofstuk 9 vers 16 sê, dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspan nie, maar by God wat hom ontferm. So gaan dit oor die mens, gaan dit oor iets wat die mens doen. Niks nie, né? Niks nie. So jy's nog nie hier in die prentjie nie. Sien jy jouself hier in die prentjie? Alright, jy's nie in die prentjie nie. Vers 17. Die skrif sê immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Okay? Hoekom het die Here in die Farao se hart hom verhef en hom verhard? Dat hy nie die Israeliete kon laat trek nie. Hoekom het God dit gedoen? Sodat wie verheerlik kan word? God verheerlik kan word. Nou vers 18. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil. En hy maak hardkoppig wie hy wil. Is jy ergens hier in die prentjie? Nog steeds nie, jy sien jouself nie in die prentjie nie. So hy is die een wat hom ontferm oor wie hy wil. En hy is die een wat hardkoppig maak wie hy wil. Vers 19. Want die eerste vraag wat jy nou moet vra, ek het al baie teoloog gehoor oor die teksvers sê, dan sê hulle, maar dis nie eintlik wat dit beteken. Dit is wat dit beteken, want hy gaan nou vir jou sê, jy gaan 'n vraag hieroor hê. Kom ons kyk na jou vraag. Wat is jou vraag? Vers 19. Jy sal nou vir my sê, op grond van wat ek vir jou gesê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Is dit nie jou vraag nie? As hy dan verhard wie hy wil, en hy ontferm wie hy wil, kan ek nie dan sê, Here, hoe kan jy dan vir my die skuld gee nie? Aha, want wie kan sy wil teëgaan? Is jou vraag. Vers 20. Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Sal jy die Here vra? Sal jy teen die Here opstaan? Sal jy vir hom sê, hoekom het hy jou so gemaak? Hoe durf jy? Dis die Afrikaans van wat hier staan. Hoe durf jy? Dan gaan hy aan. Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As God dan die voorwerpe van sy toring, wat vir die ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toring wil vertoon en sy krag bekend maak. Okay, so, daar is mense wat vir wat bestem is? Vir die hel. As mense wat bestem is vir die hel, hulle is gemaak vir die hel. Almal is gemaak vir die hel, as dit nie was vir God se genade nie. Alright? Maar die persone wat dan op die ou ende hel toe sal gaan, is bestem vir die hel. Sien jy dit in hierdie teks, of is ek besig om nou Grieks te praat vir jou? Want baie mense lees die teks, dan dink ek by myself, is dit dat jy nie Afrikaans verstaan nie?
Of hoe mis jy dit? Of is dit dat jy die hele tyd jou eie ding hier wil inlees en sê dit kan nie so wees nie? Want kom ons lees dit weer. Kom ons lees dit weer. As God dan die voorwerpe van sy toorn, wat vir ondergang bestem is, waarvoor is hulle bestem? Vir ondergang. Met groot geduld verdraai, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend maak. Wat wil God bewys met hierdie mense wat hy bestem het vir die hel? Wat wil hy daarmee bewys? Sy karakter trek. Sy krag en sy toorn. Krag in sy toorn. Vers 23. Het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Hy het hulle vooraf bestem vir heerlikheid. Wanneer het hy hulle bestem? Voor die grondlegging van die aarde. Het hy al bestem vir heerlikheid. Sodat wat kan gebeur? Sodat hy verheerlik kan word. Nou as jy na hierdie gedeeltes kyk, is daar ergens dat jy iets sien van jouself, van die mens, hoe wonderlik die mens is. Kom maak dit prakties vir jou. 'n Voorbeeld. Ek gaan na die gevangenis toe. En ek kom by die gevangenis en ek sê vir die gevangenismanne, hoor hierso, ek wil graag hê iemand moet hier vrygelaat word. Hulle sê maar jy sal moet betaal. Jy sal 'n groot bedrag moet betaal vir dit. En dit hang af hoe erg die persoon is. Ek sê dis reg. Hulle haal vir my 'n lys van name uit. Ek gaan na die lys deur en ek sê ek wil graag hierdie persoon wil ek hê moet vrygelaat word. Die man kyk na my en sê, waarom kies jy hierdie persoon? Sê ek wel, ek wil hê hierdie persoon spesifiek moet my liefde ervaar. Moet ervaar dat ek genadig is. Hoe is hulle okay? Dis die bedrag, ek betaal die bedrag en hulle gaan haal die gevangene uit die gevangenis. Die gevangene vra, waarom kom ek uit? Ek het nog jare om hier te sit. Nee, sê hulle, daar's iemand wat al jou skuld vir jou betaal het. Hoe is hy? Hy stap verby die eerste gevangenis wat daar sit. Besig om nog vir 'n lang tyd daar te moet sit. Ek staan by die tralies en ek kyk so en hy sê, weet jy wat? Ek wil net vir jou vandag sê hoe belangrik ek is. Dat iemand aan die buitekant my erken het dat ek iemand is wat nie eintlik hier hoort nie. En dat ek baie spesiaal is en kan jy dink wat ek kan doen vir hierdie persoon wat my vrygelaat het? Dis die godsdienst van die dag. Die godsdienst van die dag sê vir mense, wie wat, as jy maar net tot bekering kom, kan jy dink wat jy alles vir die Here kan doen? Niks. Zering. Want volgens my, die Bybel sê, hy het 'n donkie gebruik. So as jy jouself enigstens aan 'n donkie gelyk stel, daar is hy. Dis presies wie hy kan gebruik. 'n Donkie. Hy het jou nie nodig nie. Hy het jou nie in sy span nodig nie. Hy dink nie jy is hierdie wonderlike persoon wat hy in sy span nodig het nie. Nee, die Bybel sê, hy het sy genade oor jou uitgestort. Hy het sy liefde oor jou uitgestort en dit was niks met wie jy was nie. Niks met wie jy sou wees nie. Met alles te make met die lewende God wat besluit het in sy almag om te sê, ek kies jou. En dis hoekom Jakobus sê, dis hoekom so baie mense die genade van die Here mis. Hulle genade van die Here word gemis, omdat mense dink, ergens in hulle lewens is hulle goed genoeg, dat die Here hulle gekies het. En die Bybel sê, dit is nie die waarheid nie, daar is niks goeds in die mens nie, daar is niks nie. Alles wat goed is in God. Jy sien, die wêreld waarin ons lewe, wil die hele tyd vir jou vertel, hoe wonderlik jy is. Hoe fantasties jy is, en hulle gee jou die hele tyd belonings. Hulle gee jou die hele tyd belonings om vir jou te sê, jy is wonderlik, jy is fantasties. En elke oomblik as jy na jou lewe kyk en dink, ek is fantasties, dan mis jy God se genade. Verstaan jy dit? Jy mis God se genade. Jy vang nie God se genade nie. As jy nie elke dag na jou lewe kan kyk en sê, waarom Here, vir my? Waarom ek?
waarom sou jy bemoeienis met my gehad het? As die psalmdigter sê, wat is die mens? Wat is die mens dat jy bemoeienis met hom sou maak? Dan verstaan jy wat dit beteken om genade te hê, 'n God van genade te verstaan. Nou in dieselfde gedeelte sê hy gee genade aan die persone wat dit verstaan, dat hulle niks is nie, maar hy weerstaan die hoogmoediges. Die weerstaan hier is 'n oorlogsterm in die Grieks. En dit beteken om gereed te wees om iemand aan te val. Jy's gereed om aan te val. Dis hierdie weerstaan. Jy sien, God sien jou hart. Terwyl die res van die wêreld nie jou hart kan sien nie, kan God jou hart sien. En as daar in jou lewe arrogansie is, God sien dit. Daar's 'n arrogansie in jou lewe, want jy kyk na ander mense en jy dink by jouself, ek is tog beter. Ek het meer bereik. Ek het my verstand gebruik. Die oomblik in jou lewe waar jy op enigiets roem in jou lewe, dan mis jy God se genade. Want nie een deel van jou hele lewe het te make met jou nie, maar het te make met 'n lewende God wat sy genade oor jou uitgestort het. Van dat jy gebore is, waar jy gebore is, waar jy groot geraak het. Jy kan vir my sê, Johan, maar ek het slegte omstandighede groot geword. Dit was net soveel genade. Elke liewe deel van ons lewens is genade. Bybel vertel vir ons dat wat gaan die teken wees van die einddae, van die laaste dae, wat gaan die teken daarvan wees? 2 Timoteus 3 vers 2 sê, want die mense sal selfsugtig wees. Sal net lewe vir hulle self. Hulle sal mure vir hulle opsit, dat hulle net nie hulle buurman en buurvrou moet sien nie. Sal geen bemoeienis met mekaar maak nie. Hulle sal geldgierig wees. Hulle sal nooit genoeg kry. Hulle sal net nog meer wil hê. Hulle het al 20 pare skoene, maar 21 sal great wees. Kan jy dit dink? Onthou jy wat in die Bybel, wat Jesus vir die mense sê, wat Johannes vir die mense sê, die doper. Hy kyk na die mense en hy sê, hulle kom na hom toe en hulle sê vir ons, wat moet hulle doen? Hy sê, as jy 2 kledingstukke het, gee een vir iemand anders. Kan jy dink, ons vandag, jy sê vir jouself, dit sal nooit vandag gesê word nie, want ek het nie net een nie. En ja, jy kan die kapitalisme wonderlik laat die ekonomie bloei, wonderlik. Maar wragtig, as daar iemand is wat nie het nie, asseblief tog, gee. Hulle sal geldgierig wees, hulle sal grootpraterig wees. Mense, ons presidente is van Amerika af dwarsdeur, is net 'n grootpraterigheid. As iemand sy mond oop maak, dan dink jy, joh, die son skyn vanmôre. Ongelooflik. Hulle is grootpraterig. Mense is grootpraterig teenoor mekaar. Hulle dink as eendag vandag is dit 'n wonderlike ding om te vertel wat ek alles bereik het. In die tyd wat ek groot geword het. Weet nie van julle nie. Tyd toe ek groot geword het, as jy gebrag het, het jou pa vanaf jou gesê, jy brag nie. Vandag is dit, jy moet hulle vertel wat jy is. Vertel vir hulle. Jy is wonderlik en jy is spesiaal. Vertel vir hulle. Die wêreld het nodig om te hoor wie jy is. Dis wat die Bybel sê. Dis hoe hulle sal wees. En dit het in die laaste tyd verander. Grootpraterig. Aanmatigend. Godlasterlik. Joh, daar's niks meer wat ons kan kyk wat nie godslasterlik is nie, is dit nie. Van mense wat die Here se naam gebruik. Dwarsdeur. Oh my, oh my. Jy dink jouself, wat het gebeur? Dis godslasterlik. Mense sal godslasterlike grappe vertel. Hulle sal ongehoorsaam wees aan hulle ouers. Sal nie meer luister na hulle ouers nie. Ondankbaar. Ondankbaar. Daar hoeveel keer vir julle vertel oor die tyd waarin ons lewe, hoe goed dit met ons gaan. Dit gaan met ons enorm goed. Ek het al gepraat oor die armste persoon in Afrika. Die hoeveelheid wat hy eet, is meer as wat die ouens in die 16de, die 15de, 16de eeu in Portugal geëet het. Dis hoe dit in Afrika gaan. Maar mense is nog steeds ondankbaar. Ondankbaar. Goddeloos. Spreuke 6 vers 16 tot 17 sê, daar is 6 dinge waarin die Here weersin het. Weersin. Hy haat dit. 7 is vir hom afstootlik.
Hoogvaardige oë. Weet jy hoogvaardige oë? Dis iemand wat neerkyk op ander mense. God haat dit. God haat dit dat daar 'n punt is in jou lewe wat jy op ander mense neersien oor wat jy het en wat jy bereik het. God haat dit. 'n Bedrieglike tong, hande wat onskuldige bloed vergiet. Dink jy's beter as ander mense. Jy's so Simon die Fariseer wat Jesus van melaatsheid genees het. Hy nooi vir Jesus vir ete. En dan kom haar vrou in, 'n prostituut, wat ook die Here ontmoet het. Haar lewe is verander. En Simon kyk neer op haar en hy sê, as jy maar net geweet het wie hierdie vrou is. Die oomblik as jy hoogmoedig raak in jou lewe, as daar iets is in jou lewe waarop jy roem, plaas jy jouself bo God se genade. En dan verloor jy God se genade. Niemand kan uit dankbaarheid lewe as hy dink daar is iets in sy lewe waarvoor hy verdien het nie. Iets in sy lewe wat hy gedoen het wat kan maak dat die Here sê, dis great. En daarom waar begin bekering? Waar begin bekering? Die profeet in Jesaja 61 sê hy vir ons die volgende: die gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om die goeie boodskap te bring aan die magteloses, om die wat gebroke van harte is, se wonde te verbind, om die wat weggevoer is, se vrylating aan te kondig, en die bevryding vir die wat geboei is. Dis vir wie die Here gekom het. Dis vir wie hy kom nuut maak het. Mense wat besef, Here, ek is vasgevang. Here, ek het nodig dat U my moet vrymaak, maar Here, daar is niks wat ek vir U kan bied nie. Here sê, ek soek jou. Ek het jou gekies, want alleenlike persoon wat ek gekies het voor die grondlegging van die aarde, alleen so 'n persoon sal die Heilige Gees kan lei om te sê, Here, ek het niks om te bied vir U nie. Jesaja 66 vers 2. Al hierdie dinge, my hand het dit gemaak, so het alles ontstaan, is die uitspraak van die Here. Op so iemand sal ek ag slaan, op 'n magtelose met 'n verslae gees, wat sidder vir my woord. Dis mal hieroor. Dis mal hieroor. Ek wil vir jou sê, die meerderheid predikante vandag en pastore en mense wat in leierskap van die kerk staan, is nie kinders van die Here nie. Hoe weet ek dit? Want hulle sidder nie vir sy woord nie. As daar nie by jou siddering is vir die lewende woord van God, dat jy nie 'n jota of 'n titel daarvan wil verander nie, ken jy nie die lewende God nie, en jy het nie ontzag vir hom nie, en jy het nie respek vir wie hy is. En die rede hoekom jy dit doen is omdat jy vol is van jouself. Daarom sê die Here, ek weerstaan die persoon wat hoogmoedig is, maar die een wat nederig is van hart, bewys ek my genade. Daarom stap ons in die Nuwe Testament in Matteus 5 vers 3 met die bergpredikasie. Praat Jesus met die mense wat gekom het om na hom te luister. Gelukkig is die armes van gees. Armes van gees. Die wat verstaan dat daar niks is in hulle self waarop hulle kan roem nie. Arm van gees. Hulle is gelukkig Makarios. Want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dit is ongelooflik, jy kry vir Jesaja in hoofstuk 6, kry hierdie beeld van God. God wat op sy troon sit, die ongelooflike God sit op sy toorn. En dan wat gebeur, is hier kom Jesaja. Jesaja verskyn voor God, en wat is dit wat Jesaja, die eerste ding wat hy sê, toe hy sy mond oopmaak vir God? Here, ek's 'n man van onrein lippe. Ek's 'n man van onrein lippe. Dawid in sy lewe moes dit ontdek. Wat dit beteken om werklik waar by vergifnis uit te kom. Vergifnis uit te kom beteken om jouself te verneder voor die lewende God. Ek wil hê jy moet dan saam met my kyk na Dawid. As Nathan in hom verskyn in 2 Samuel 12.
2 Samuel 12, vers 1. Die Here het Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Nou, jy weet wat voor dit gebeur het. Die moord van Uria, slaap met Batseba. Dawid sit daar. Hy is nog steeds die koning. Belangrik. Het is my interessant dat Nathan nie tyd mors nie. Hy kom nie hom gestap en sê, o koning, kan ek asseblief met jou iets praat nie. Hy stap aan en hy sê, daar was 2 mans. Daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander was arm. Die ryk man het besonder baie klein vee en beeste gehad en die arme man het niks behalwe 1 klein ooilam gehad wat hy gekoop het. Hy het daaraan die lewe gehou en sy het by hom groot geword saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet. Hy het sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. Toe daar 'n besoeker by die ryk man opdag, was hy te jammer om van sy klein vee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom opgedaag het, iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arme man en berei 'n ete voor vir die man wat by hom aangekom het. Dawid het baie kwaad geword vir daardie man. Hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien nie dood. Die ooilam moet hy 4voudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het, en die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. Ek dink een van ons grootste probleme, dat ons God se genade nie verstaan nie, is dat ons nie verstaan dat ek die man is nie. Dat ek die vrou is nie. Om een of ander rede het ek altyd die idee, dat dit wat ek doen is nie so erg as die persoon langs my nie. Om een of ander rede het ek die idee, dat ek altyd iets beter doen as die ander persoon. En dat ek nooit verstaan, dat as God voor my kon staan, dat hy sal sê, jy is die man. Daarom as Dawid dan Psalm 51 skryf, dan ontdek jy dat Dawid by 'n punt in sy lewe gekom het, dat hy besef, ek is die man. Ek het nodig om voor die Here te smeek en te sê, Here, asseblief, vergewe my. Dan kom Jakobus en hy skrywe, iemand wat nederig is, dis die persoon wat genade het, iemand wat hoogmoedig is, die Here weerstaan dit. En dan sê hy, hier is 10 opdragte. Hier is opdragte wat die Here wil hê wat julle moet doen. En die eerste opdrag is om julleself onderdanig te maak. Die Griekse woord hypotasso, dieselfde woord wat daar gebruik word vir 'n vrou om onderdanig te wees aan die man. Hypotasso, onder hom te wees, onder God te wees. Wat beteken dit in jou lewe? Dit beteken dat God vir jou sê wat jy moet doen en jy doen dit soos wat God wil hê jy moet dit doen. Dis wat God van jou vra. Hy vra dat hy die baas sal wees, die Kyrios, die Here, en dat jy die een sal wees wat sê, Here, wat wil jy moet ek doen? So my so ongelooflik as ek dink aan Noag se verhaal. As jy min of meer na die Bybel kyk en wat hy vertel oor Noag, hoe oud hy was, voordat hy die ark gebou het, en jy kyk wanneer hy die ark gebou het, dan begin jy te besef, hierdie man het omtrent 'n eeu gevat om daai boot te bou. En jy kan dit verstaan, want jy dink by jouself, waar moet hy die hout gaan haal? En dan moet hy dit afbring hier waar hy is, en dan moet hy dit laat droog maak, en hy moet dit sny. Hy het nie masjiene gehad, niks nie. Hy moet hierdie ark bou, wat God vir hom gevra het. Kom ons sê hy het 100 jaar gevat. Vir 100 jaar. Moes hy nog steeds boer? Moet hy nog steeds ander werk doen? Absoluut. Hy kan nie lewe van die hout nie, of die hout se agtels nie. Hy het nog steeds nodig om hy ander werke te doen. Maar wat gebeur met Noag? Sy hele lewe raak eenoogig. Gefestig op God se taak vir my lewe. Hier is een doel voor oë terwyl ek hier op aarde is, wat ek moet doen. En dit is, ek moet die ark bou.
En dis wat dit beteken om die Here te maak, die Here, en ek is sy slaaf. Is Here, U gee vir my die opdrag, en ek doen dit. Wat is die opdrag? God sê, my opdrag aan jou, my liewe kind, is, verheerlik my naam. Vertel die mense van my. Terwyl ek my werk doen, terwyl ek al hierdie ander goedes doen, lewe ek eenoogig, want ek weet, dit is my primêre taak. Wat is jou primêre taak op aarde? Om hom te verheerlik. Om sy evangelie te verkondig. As enigiets anders in hierdie lewe jou primêre taak kom, mis jy dit. Hoekom gaan jy werk toe? Om hom te verheerlik. Om van hom te vertel. En die geld wat ek inkry, sodat ek kan leef nou, fantasties. Maar ek het een doel vir o Here, mense moet U sien in my lewe. Romeine 10 vers 3, omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie, en probeer het om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie hulle onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie, hulle nie hulle onderwerp aan sy geregtigheid nie, onderwerp aan, Here, U sê en ek doen nie, hulle het dit nie gedoen nie. Jy moet die Here aanvaar, hy is die een wat die baas is, en jy onderwerp jouself aan hom. Die tweede is, jy moet die duiwel teëstaan. Die duiwel wat jou vader is, waarvan Jesus gepraat het. Hy sê, terwyl jy in die wêreld is, wie is jou pa? Die duiwel. Jy sien, ons dink baie keer by onsself, die persoon buitekant die wêreld, hy is dalk nie te bad nie. Ek kyk baie keer na die mense daarso, en ek moet altyd die voorbeeld doen, want dit is baie keer die persone wat jy die meeste dink daaraan. Jy dink aan daai ou tannie, Shane. Sy is al 'n goeie ou siel. Sonder Jesus Christus is hy glad nie 'n goeie ou siel nie. Sy is 'n kind van die duiwel. Verstaan jy dit? Sy kan die mooiste persoon wees. Sy kan die wonderlikste koeksustertjies bak en die wonderlikste truitjies brei. As sy nie 'n kind van die Here is nie, behoort sy aan die duiwel. Dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê nie daar's iets tussenin nie. Jy kry daai middelgroepie. Hulle is nie heeltemal vir die duiwel nie, hulle is ook nie heeltemal vir die Here nie. Hulle is sweet in between. Nee, die Bybel sê, die persone wat so in die middel is, God sê, jy maak my naar. Daar is net een kant, wat se kant lewe jy voor? En as jy vir God lewe, dan is jy onderdanig aan hom, dan doen jy wat hy van jou vra. Nie jou eie besluite nie, wat hy van jou vra. Dit doen jy. Efesiërs 2 vers 1 tot 3. Julle was dood deur julle oortredinge en sonde, waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Voor wedergeboorte is dit wat jy was. Jy was dood. Jy het aan die duiwel behoort. Jy het vir die duiwel gelewe. Alles wat jy gedoen het was vir die duiwel gewees. Alles wat jy doen is vir die duiwel. As jy ongered is. En dan sê hy vers 3. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Alles wat ons gedoen het, het ons gesê, wat is my begeerte? Dan doen ek dit. Wie lewe jy nog so? Jy sê vir jouself, wat is my begeerte? En dan doen jy dit. Jy vra nie, Here, wat jy wil nie. Here, hoe wil jy moet ek belewe nie? Ek soek nie die antwoord en sê, Here, ek wil doen wat die woord van my sê nie. Nee, wat is my begeertes? Ek soek dit nou. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Onderdanig aan die Here, sê hy. As jy die God se genade verstaan, as jy iemand is wat nie in jou lewe na hoog moet strewe nie, wat moet jy doen? Wel, jy moet heel eers jouself onderwerp aan die Here. Onderwerp jou aan hom. Dan moet jy onthou, staan die duiwel teë. Al die begeertes in jou lewe staan dit teë. Dan gaan hy verder, hy sê nader tot hom. Nader tot hom. Jesaja 29 vers 13. My Heer het gesê, omdat hierdie volk my nader met hulle mond en met hulle lippe my eer, maar hulle hart is ver van my. Hulle het ontzag vir my bloot, 'n aangeleerde menslike gebod gemaak. Dis 'n menslike gebod. Jy sien hoe vroom is hulle. Hoe buig hulle knieë. Hoe staan hulle in respek vir die woord? Hoe haal hulle hoede af as hulle bid?
Maar al hierdie dinge is maar net mensgemaakte dinge wat hulle geleer het. Maar hulle harte is ver van my af, want sien hulle as hulle alleen is. Sien hulle as hulle by die werk is. Sien hulle as hulle voor die televisie is. Sien hulle as hulle boeke lees. Waarmee is hulle besig? Het hulle dieselfde respek vir my. Nader tot God. Abraham moes alles verlaat in sy lewe, want hy moes nader tot God. Sy familie en alles verlaat hy, want hy wil nader tot God wees. Psalm 42 vers 2 sê, soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o God. As jy iemand is wat smag na die lewende God, gaan jy nader na hom toe kom in elke faset van jou lewe. Smag jy na die lewende God. Smag jy dat die Here jou ontmoet in jou stilte tyd in die oggende. Smag jy en sê, Here, ontmoet my vanoggend. Nader tot God en hy sal tot jou nader. Smag na hom. Smag na hom, na iemand, smag na water, smag na die lewende God. Wat verder, sê Jakobus, reinig jou, suiwer jou hart. En hierdie terme wat hy gebruik het te maak met wat die priester moes doen. Die priester moes homself reinig, die priester moes homself was, voordat hy in die heilige kon ingaan. God sê, was jouself in my bloed. Sorg dat jy elke oomblik verskoning vir sonde vra, Here, vergewe my sonde. Reinig jou. Daar moet nooit iets wees in jou lewe wat jy vashou in jou lewe nie. Is daar iemand wat jy nie kan vergewe nie, jy hou daaraan vas. Die Here sê, moenie daaraan vashou nie, reinig jou. Want as jy nie jouself reinig nie, kan jy nie nader kom na my toe nie. Reinig jou. Sê, Here, ek is jammer, vergewe my. Jesaja in vers 15 en 16 sê, as julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. Selfs as julle bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed, was julle, reinig julle, verwydel julle bose dade voor my oë, hou op om kwaad te doen. Here sê, hou op om vir my te bid. Hou op om te bid. Hy sê op Psalm, hou op om offers te bring, ek is siek vir julle offers. Julle hande is vuil. Julle lewe soos die wêreld. Daarom kom Timoteus en hy praat daaroor, hy praat oor die hele gedagte van om onsself te reinig. En baie mense interpreteer hierdie skrif baie keer so verkeerd. Wat wil hy hierdie sê? 1 Timoteus 2 vers 8. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek sal bid deur heilige hande op te hef. Hy beteken nie dat hulle hande moet ophef nie. Wat beteken dit? Hy beteken dit wat die Ou Testament sê, dat God soek wat? Rein hande. Hy wil nie dat jy moet in die kerk gaan sit en sê, die Here is wonderlik, terwyl jou hande gevlek is met die sonde van die week. Jy sal kom by 'n punt en sê, Here, vergewe my, maak my rein, was my. Wat se manier doen jy dit? Hoe kom jy na die Here toe? Hoe kom jy en sê, Here, asseblief vergewe my? Hy sê die volgende punt. Hy sê, is iemand wat 'n gebroke hart het. Gebroke lewe het. Iemand wat treur oor sy sonde. Matteus begin met die bergpredikasie, hy sê, geseënd is die wat arm is van gees. Wat is die tweede geseënd wat hy daarna noem? Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Waaroor treur jy? Wat sê die Ou Testamentiese profete oor? Waaroor gaan die treur? Oor jou sonde in jou lewe. Ween daaroor. Huil oor jou sonde. As Paulus skryf vir die Korintiër gemeente, dan is daar iets wat hom bly maak. Hy het hulle net gewaarsku in 1 Korintiërs oor hierdie man wat sy pa se vrou gevat het. En hoe hulle aangaan met sonde in hulle lewens. En dan skryf hy vir hulle in 2 Korintiërs 7 vers 9 tot 11. Ek is nou bly, nie omdat julle bedroef gemaak is nie, maar omdat julle droefheid tot berou gelei het. Julle is volgens die wil van God bedroef gemaak, met die gevolg dat julle in geen opsig oor ons benadeel is nie, want die droefheid volgens die wil van God bewerk inkeer wat tot verlossing lei, en waaroor niemand ooit spyt is nie.
Maar wêreldse droefheid lei tot die dood. Dis Judas. Lei tot die dood. Jy kan huil, maar jy huil nie voor die lewende God en sê, Here, vergewe my nie. Dan is jy 'n Judas wat jouself gaan hang, omdat jy pity party het. Die Here het nodig dat jy voor hom kom en sê, Here, dit is ek. Dit is ek. Ek is skuldig. Kyk, baie keer, as ek na die Bybel kyk, oor hartseer in ons lewens, dan moet jy altyd dink aan hierdie een man. 'n Ongelooflike hartseer oor sy lewe het. Hy weet wie hy is. Hy verstaan wie hy is. Hy gaan na die tempel. In Lukas 18 vers 13 tot 14. Maar die tollenaar het op afstand bly staan. Nadat die gebed opgegaan het van die Fariseer. Here, ek dank U. Hy begin sommer baie mooi. Here, ek dank U. En wat sê hy dan? Dat ek nie is soos hierdie ou nie. Maar die tollenaar het op afstand bly staan en wou selfs nie sy oë na die hemel opslaan nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, sien jy die tollenaar? Hy slaan op sy bors. Hy sê, Here, dis ek. God, wees my sondaar genadig. En Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie man het na sy huis gegaan, as een wat regverdig is, eerder as die ander een. Want elkeen wat homself verhef, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhef word. Dit is 'n ongelooflike manier wat ons deesdae dink oor sonde. Ek luister na hoe Christene praat oor sonde. Hulle praat oor foutjies. Ek het 'n foutjie gemaak. Ek het per ongeluk ietsie verkeerds gedoen. Daar's niks per ongeluk nie. Daar's niks foutjies nie. Jy het gesondig teen die almagtige, lewende God. Dis wat jy gedoen het. Wat sê Dawid? Dawid na sy sonde, wat sê hy? Here, teen U alleen het ek gesondig. Ek staan skuldig voor die lewende God vir elke liewe sonde, elke liewe gedagte, elke woord wat ek skinder oor iemand anderste, elke woord wat ek afbreekend sê. Here, ek is besig om te sondig teen U. Verneder jouself. Huil voor hom. In klaagliedere skrywe Jeremia, hierdie man wat sien sy volk voluit mekaar uit. Volk wil nie vir die Here lewe nie. Skryf hy die klaagliedere. Jeremia huil voor God. Klaagliedere 5 vers 15 en 16. Vreugde het verdwyn uit ons hart. Ons dans het in rou beklag verander. Die kroon het van ons kop geval. Wee ons, want ons het gesondig. Wee ons, want ons het gesondig. Verneder jouself voor die Here en hy sal jou verhoog. Miskien is een van die wonderlikste dele van verneder jouself, hy sal jou verhoog. Dis Maria Magdalena. Hierdie vroukie wat ingekom het oor Simon, die Fariseer waarvan ek in die begin gepraat het. Sy kom ingestap. Nou wat sy kan doen is huil. Sy kan niks sê nie. Sy kan net huil. Die een wat haar nuut gemaak het, sit voor haar. Die een wat haar vergewe het, is hier by haar. Die een wat haar vrygemaak het haar lief. En sy huil. Terwyl sy huil, vat sy hare en droog dit af. En dan salf sy hom. En ek moet vir jou sê, dit was seker 'n chaos in daai plek. Want al wat die mense kan sê is hoe sleg sy is. En waarom mors sy hierdie klomp geld? En dan sê Jesus iets ongeloofliks vir Maria Magdalena. Oral waar hierdie evangelie verkondig sal word,
sal vertel word van hierdie vrou. As jy jouself verneder, sal ek jou verhoog. As jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig, en ek vergewe al jou sonde. So ver as die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder ek al jou oortredinge van my af. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Is nie amazing? Is nie wonderlik om in genade na hom toe te kom en te sê, Here, daar's niks in my lewe wat ek verdien nie. Niks wat kan maak dat die bemoeienis met my gemaak het. Maar aan die kruis van Golgotha het my verlos, my skuld betaal. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om die woord te kan lees. O Here, breek ons harte nog steeds vir ons sonde. Heil ons oor ons sonde teenoor U. Heil ons omdat ons neerkyk op ander. Heil ons omdat ons skinder van ander. Heil ons omdat ons die verkeerde besluite neem. Heil ons omdat ons besig is om dinge na te jaag wat U nie wil hê ons moet najaag nie. Heil ons U oor. Nader ons tot U. Here, ek glo elke persoon wat vanmôre hier sit wil sê, Here, ek wil tot U nader. Ek wil U soek bo enigiets anders in my lewe. Here, ek gee nie om wat ek verloor in hierdie lewe nie. Maar om naby U te wees is wat ek begeer. Here, daar gaan 'n dag aanbreek wat ons voor U gaan staan. Ons die heerlikheid gaan aanskou. Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar gaan U ons plaas op trone en ons gaan regeer saam met U. Daarom kyk ons na hierdie wêreld en sê, wat is in hierdie wêreld wat ek behaag? Wat in hierdie wêreld is vir my belangrik? O Here, ons honger en ons dors na U. En daarom weet ons, U sal ons voed. U sal ons dors les. Amen.